Goeiedag luisteraars, ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer 'n wonderlike voorreg om vandag saam met u hier op Kruiskyk televisie te wees. Ek hoop hierdie woord kan weer iemand sterk bemoedig en iemand optel wat teneergedruk voel. Ek vertrou die Here dat u hulle sal inneem en die woord van die Here sal aanvaar sodat u die wonderbare krag van God kan ervaar in die lewe. Ons verkondig net die blye boodskap van die Here Jesus Christus. Ek wil saam met u deel uit Jakobus 4. Maar voor ons gaan in die woord, gaan ek net 'n gebed doen saam met u. Vader, dis in die naam van Jesus Christus wat ons na u toe kom. Ons dank u Here vir hierdie boodskap wat moet uitgaan, my koning. Ek bid Here dat u my so toetrek in die kosbare en magtige bloed. En ek dank u Here vir die wonders wat u sal verrig, Here, deur lewe te gee en lewe in oorvloed, deur u woord wat verkondig word, my koning. Plaas u lewende woord in my mond, my God, sodat ek sal spreek soos wat u Gees my lei in Jesus naam. Amen en amen. Dierbares, ons kan gaan in Jakobus 4, ons lees van die eerste vers, waar hy sê, julle weet goed hoekom julle twis en baklei met mekaar. Dit is omdat julle so baie slegte dinge wil hê vir julle self. Die dinge wat julle wil hê, baklei met mekaar in julle harte. Julle wil baie graag dinge hê, maar julle kry dit nie, en daarom vermoor julle mense, en daarom is julle jaloers op mekaar, wanneer julle nie die dinge kan kry wat julle graag wil hê nie. Dan twis en baklei julle en julle kry nie die dinge wat julle wil hê nie, omdat julle dit nie vir God vra nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Amen. Ek lees net tot sover, dierbares. Ek wil net met julle gesels vandag. Hy praat daar so in die skrif. Hy sê in versie 2 sê, julle wil baie graag dinge hê, maar julle kry dit nie, en daarom vermoor julle mense, en daarom is julle jaloers op mekaar, wanneer julle nie die dinge kan kry nie, wat julle graag wil hê nie. Dan twis en baklei julle. Ek kyk na hierdie skrifgedeeltes, en ek sien dat die rede hoekom baie van hierdie dinge in ons lewe en in ons gemeenskappe aangaan, is omdat ons baie maal jaloesie speel 'n baie groot rol in hierdie gedeelte van ons lewens wat Paulus van praat. Paulus sê die rede hoekom hierdie dinge aangaan, omdat julle jaloers het in julle harte is, julle is jaloers op ander mense se goede, wat ander mense het, begeer julle. En dit is nie reg in die oë van God nie. En dis die rede hoekom baie maal wonder ons, want die Bybel sê, julle bid, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Want wanneer ons as mense bid, dan bid ons bid vir wat ander mense kry, vir wat ander mense het, want u gebed is dalk, Here, hoekom seën u daai man, of hoekom gee jy daai man dit en ek het dit nie, want ek bid vir goed wat ander mense het, want ek begeer dit, en God wil nie hê dat ons begeer na wat ander mense het nie. Dis nie reg om te begeer na wat ander mense het nie, en dis nie reg om jaloers te wees op iemand anders nie, want dis deur jaloesie wat daar moord en bekleierery en wanorde kom, want jaloesie is 'n lelike ding. Die gees van jaloesie is 'n baie lelike ding, en ons moet ontslae raak van hierdie gees van jaloesie. En dis baie maklik, dis baie gou, want dit veroorsaak dat ons mekaar seer maak, dat ons mekaar doodmaak, as gevolg van ons begeertes na mekaar se goede. So my bemoediging aan u vandag is, moet u na iemand anders se goede begeer, los ander mense se goede uit. Los ander mense se goede uit. Wat die ander persoon het, of wat die persoon bereik het, is homne of haarne, maar mag die Here hulle seën vir dit wat hulle bereik het en gehet het, en waar hulle in die lewe gekom het. Maar jy moet jou oë vestig op jou eie goede, jou eie dinge, dit wat God vir jou instoor het. Die Bybel sê hierso, dis omdat julle jaloers is op mekaar. Hy sê omdat julle verkeerd bid. Die verkeerde gebed is dat jy bid tot God vir iets wat aan iemand anders behoort en jy wil ook dit hê. Daai wat daai persoon het, is dan daai persoon gegee. Joune is joune.
Wat jy moet bid is, jy moet die Here dankbaar wees vir dit wat God aan jou gegee het. Maak nie saak wat die omstandighede is, maak nie saak wat die probleem is, maak nie saak wat jou situasie is nie. Jy mag dalk nie baie het nie, maar dank die Here, van die dag wanneer die Here sy hand aan jou openbaar vir jou gebed, dan sal hy dit doen en aan jou guns bewys, maar moet nie ander mense se goede begeer nie. Jaloesie veroorsaak dat ons mekaar seer maak. Jaloesie veroorsaak dat jy mense beledig, maar jaloesie veroorsaak ook dat jy gaan praat van ander mense by ander mense. Jy praat agter jou vriend se rug, jy praat agter jou familielede se rugte, omdat jy jaloers is. Sommige tye het mense niks, maar dan is jy nog altyd jaloers. Ek kyk na die skrif in die Here, die Bybel sê, Dawid was gesalf as koning. Dawid was nog nie eens 'n koning nie. Maar die Bybel sê, toe Saul, koning Saul, die sien dat die Here, die hand van God met Dawid is, toe word hy jaloers op Dawid. Die Bybel sê, en Saul wou vir Dawid doodmaak. Hy was jaloers omdat hy het uitgevind en het ervaar dat die Here nie meer by hom is nie, maar dat die Here, die gees van die Here by Dawid is. En dis hoekom Saul jaloers was. Die Bybel sê ook vir ons in 1 Samuel, praat die Bybel van Elkana en sy 2 vroue. Die een vrou se naam was Penina en die ander een was Hanna. Die Bybel sê, en Penina het baie kinders gehad van Elkana, maar Hanna het nie eens een kind, kon nie 'n kind voorbring nie. Sy kon nie geboorte gee aan kinders nie. Die Bybel sê elke keer wanneer hulle moes opgaan na die tempel van die Here, na die huis van die Here om offers te bring, het Elkana vir Penina meer gegee om aan God te offer. Maar vir Hanna het hy net 1 stukkie vleis gegee om te offer. Die Bybel sê en Penina het vir Hanna gespot, het vir Hanna uitgelag. Maar die Bybel leer my ook daartoe, toe Hanna bid, die Bybel sê nie, Hanna het gebid, Here gee vir my soveel kinders soos Penina het nie. Hanna het nie gebid, Here ek begeer wat Penina het nie. Hanna het gebid, Here maak my skoot oop. Die Bybel sê, en die priester Eli het gekyk na Hanna en hy het nie gehoor die woorde wat uit haar mond uitkom nie, maar hy het net gesien haar lippe roer, van Hanna het 'n diep gebed aan God toegegee. Sy het 'n diep gebed, 'n gebed wat opreg uit haar hart uitkom en wat sy van God verlang om vir haar te doen. Het sy gebid. Die Bybel sê, en Eli die priester het gedink dat Hanna dronk is en het haar huis toe gejaag, maar Hanna het gesê sy is nie dronk nie. Sy het gebid tot die Here dat die Here haar gebed moet verhoor, en Eli het gesê, mag die Here jou seën, mag God jou gebed, jou smeekgebed verhoor. Ek meen maar, Hanna kon gesê dit, sy wil ook soveel kinders soos Penina hê, of sy wil meer kinders hê, of sy wil ook geseën wees soos Penina, maar sy het nie een van daardie woorde genoem nie. Sy het haar eie gebed tot God gebid. Ek wil u bemoedig dat dit is so belangrik dat ons gefokus is op ons eie dinge, dat ons oë hou op ons eie dinge. Met alles wat in die wêreld aangaan, kan ons nie nou nog ons fokus sit op ander mense nie, maar sit jou fokus op jouself en die God wat jy dien. Die Here van die leerskare moet eers kom in jou lewe. Sodra jy tot die Here bid en hom prys en hom loof en hom dank vir dit wat hy vir jou doen, vir jou gesin doen, vir alles wat hy vir julle gee, die asem, die liefde, die genade en alles wat jy nog het. As jy die Here dit kan dank vir dit, dan sal God voorsien in jou lewe. Die Bybel beskryf aan ons ook, hy sê in Genesis was daar 2 broers, die een se naam was Abel, die ander ene was Kain. Die Bybel sê, en Abel het 'n offer na God gebring, en God het sy offer aanvaar en hom geseën, maar Kain se offer het God nie aanvaar nie, en God het hom nie geseën, en God het hom gevra, waarom lyk jy so ontsteld? Die Bybel sê, en God het aan Kain gevra, waar is jou broer? Van Kain het sy broer veld toe genooi, omdat hy jaloers was op sy broer, omdat God sy broer geseën het, het hy sy broer veld toe genooi en hom daar doodgemaak, het hom vermoor. Die Bybel sê, toe God vir Kain vra, waar is jou broer? Toe sê hy is nie sy broer, sy oppasser nie. Dit is die tipe dinge wat jaloesie maak. Jaloesie veroorsaak dat jy reageer op 'n negatiewe manier, dat jy moord pleeg. Die Bybel laat my ook verstaan dat daar, terwyl hulle geoffer het, dit wil sê, elke keer het hulle geleentheid gekry om te offer, 'n offer na die Here, na God toe te neem. Toe Abel sy offer neem, toe word hy geseën. Toe Kain dit neem, toe word hy nie geseën nie. Maar Kain het ontsteld geraak. Kain het nie gewag vir 'n volgende geleentheid waar hy dalk vir God 'n beter offer kon gee nie, maar hy het daar gereageer en het sy broer doodgemaak uit jaloesie. Ek wil vir u sê, jaloesie kom al vir 'n lang tyd aan, maar dit is so belangrik dat ons ontslae raak van jaloesie. Ons kry vandag mense in ons lewens, jy mag nie net 'n mooi soet aan het nie, dan is hulle jaloers. Jy mag nie net 'n beter motor ry nie, dan is hulle jaloers. Jy mag nie net jou huis in ons gemeenskap, jy mag nie net jou huis mooi maak of aanbou nie, dan is hulle jaloers. Ek weet nie, maar dit is 'n baie
lelike ding. Mense het 'n neiging van, daar's 'n gees van jaloesie wat in ons gemeenskappe, in ons families, in die wêreld, wat daar regeer, van jy mag nie vorentoe gaan, jy mag nie iets beters het nie, dan is daar iemand wat jaloers is. Jy ken nie eens die mense nie, maar hulle is jaloers op jou. Jy weet, jy het nie baie nie, maar hulle is jaloers op jou. En dit is waar die probleem lê. Die probleem lê dat ons bid verkeerd. Ons bid verkeerd. Soms vra jy ook jouself, jy wil nie jaloers wees op jou broer of op jou suster nie, maar die Bybel leer ons dat ons moet bid in die geloof in Christus. Ons moet glo in God, ons vertrou in die Here. Hy sê ook verder in die skrif, sê nader tot God en hy sal tot ons nader. Hy sê weerstaan die duiwel verder in hierdie skrifgedeelte, sê weerstaan die duiwel en hy sal vlug. Dit is so belangrik vir ons om die vyand te weerstaan, maar hoe weerstaan ons die vyand? Dis deur reg te bid, dis deur reg en eerlik voor God te wees, deur die naam van die Here Jesus Christus te bely en aan hom die eer te gee. Dis om hom te dank en te loof en te prys vir wie hy is, nie vir wie jy is nie, maar vir wie hy is. Dit is 'n teken, hierdie skrif maak ons net bewus dat hoe mense of wêrelds kan wees, want die Bybel sê, as jy 'n vriend van die wêreld is, sê in hierdie skrif, dan is jy 'n vyand van God. Hy sê, maar as jy 'n vriend van God is, dan is jy 'n vyand van die wêreld. En dis een van die tekens, wanneer ons jaloers is, dan is ons 'n vriend van die wêreld, want ons begeer na ander mense se goed, ons begeer na wêreldse goedes, maar die Bybel laat verstaan my vandag, dat ek moet aan u meedeel, dat ons moet ons onderwerp aan die krag van die Here, ons moet ons net onderwerp aan God, en God vertrou, sodat God ons kan help in ons gebedslewens. Ons moet ons gebedslewens regkry, dat God vir u kan help, wat ook al u nodig het. Die voorsiening het die Here al reeds gemaak. Ons God, ons Here Jesus Christus het al reeds voorsiening gemaak. Die Bybel sê, hy sê, en hy moet gaan, hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in my, glo ook in hom. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle plek te gaan voorberei. Die Bybel sê, Jesus het gesê, hy gaan om vir ons plek te gaan voorberei. Baie maal is ons aandag so gefokus op die wêreldse dinge, en wat ons in ons huise het, en wat ons nie het nie, wat ons by families het, en wat ons nie het nie, wat ons by ons werk het en wat ons nie het nie. Baie maal gaan dinge net oor die aardse dinge, en ons fokus nie op waar ons eindbestemming is nie, maar ons is op pad na 'n koninkryk wat vir ewig is, 'n oneindiglike koninkryk. Die Bybel sê en daar is 'n breë weg en daar is 'n nou weg. Die Bybel beskryf aan ons dat die opregtes wandel op die nou weg. Ons moet stry, ons moet hard stry, sê die Bybel, om in te gaan. Die Bybel verklaar, julle moet hard stry om in te gaan. Ons moet mekaar lief hê, mense. Ons moet mekaar waardeer, ons moet mekaar omgee, ons kan nie mekaar wegdruk nie, en hierdie gees van jaloesie het 'n manier om families op te breek, hy het 'n manier om huishoudings op te breek, hy het 'n manier om werksvriendskappe op te breek. Jaloesie is 'n lelike ding, maar hy kom vandag teen hierdie gees, en ek wil vir u bemoedig om ontslae te word van hierdie gees van jaloesie, want hoekom sal God sê in hierdie skrif, hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal vlug. Ons moet die vyand weerstaan deur 'n opregte gebed, deur tot God te nader. Die Bybel sê, hy sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Hy sê, roep my aan. God sê, roep my aan. Ek en u se verantwoordelikheid is om God aan te roep wanneer dinge moeilik raak, wanneer jaloesie op sy ergste is. En vandag in hierdie wêreld hier buite, wanneer iemand loop net verby jou en jy het iets beters aan, of 'n netjies 'n kledingstuk aan, en dan loer hulle jou so, en jy kan sien soms as mense so jaloers, want hulle draai hulle gesigte of hulle trek hulle neusde op. Jaloesie is lelik, dierbaar, maar die gevaarlikste jaloesie is die persoon wat vir jou smile en glimlag en jou bemoedig en vir jou sê, ek is bly vir jou, maar in die hart is hy jaloers of sy jaloers, en dit is die belangrikheid. Daarom moet ons bid, en sodat God aan ons die gees van onderskeiding kan gee, en dit is net die Heilige Gees wat ons die vermoëns kan gee om te onderskei wanneer mense nie opreg is met ons nie. Dit is so belangrik, dierbaar, ons is nie vyandig teenoor hierdie mense nie, maar dit is belangrik sodat ons vir hulle ook kan bid, sodat God daardie gees van jaloesie kan verwyder en kan vernietig. U wat vandag daar sit voor hierdie program en kyk, en u weet, u is jaloers op baie mense, of op 'n vriend of op 'n familielid, en u weet nie hoe om ontslae te raak nie, u wil nie so voel nie, maar u weet ook nie hoe om ontslae te raak van hierdie gees van jaloesie nie. Mag die Here vandag vir u help. Al wat ek van u vra is, bid vir u eie gebed. God het vir u al iets instoor. God wil nie iemand anders se goed vir jou gee nie. God het vir jou iets beters instoor. Plaas jou fokus op die Here Jesus Christus. Sodra jy jou fokus op ander plaas, dan gaan jaloesie altyd opkom. Dis hoekom die Bybel sê, moenie begeer na ander mense se goede nie. Moenie begeer omdat jy begeer na ander mense se goede. Hy sê, jy bid en jy ontvang nie. Dis as gevolg van ons begeer na ander mense se goede.
moet nie ander mense goed te begeer nie, maar verlang om jou eie te hê, en by God het hy alles vir jou in stoor. Wat aan jou behoort sal God aan jou gee, en wat aan my behoort sal God aan my gee. Vertrou die Here deur dit. Gee God die vermoëns, gee God die krag, gee God die vertroue dat hy dit sal doen. Gee jou plaas, jou vertroue in Christus, sodat God dit sal doen. Dis wat ek vandag vir u wil vra. Nader tot God en onderwerp jou aan die Here Jesus Christus en laat hom toe om te werk in jou lewe. Raak ontslae van die gees van jaloesie. Vader, is in die naam van Jesus Christus wat ek bid en vra dat u Hemelse Vader, elkeen wat vandag luister na hierdie boodskap, waar daar jaloesie in die harte is, Here, waar daar jaloesie is, Here, in families, ek bid dat u daardie jaloerse gees sal verwyder, Here, sal wegneem, my God, en nooit weer terug sal plaas nie. Ek bid in die naam van Jesus Christus, vernietig daardie gees van jaloesie, in Jesus naam, Here, en help daardie families, help daardie gene, Here, wat sukkel om ontslae te raak van jaloesie. Gee hulle die vermoëns, gee hulle die krag, Here, en vul hulle met u heerlikheid, en ek pleit die kosbare bloed, Here, om hulle te bedek, te bewaar en te beskerm, om die regte ding te doen, dat hulle altyd, Here, nederig voor u troon sal kom. Die Bybel verklaar, Here, u woord sê, Here, hulle wat hulle voor u verneder, u sal hulle verhoog. En daarom eer en prys en loof ek u, my God. Kom seën ons dan nou, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.